Goeiemôre vriende, my naam is Pieter van der Merwe. Baie welkom aan almal wat inskakel, van julle seker by herhaling. Ek hoop hier so 1 of 2 nuwe kykers op. Ons prys die Here dat ons hierdie oop deur het wat ons met wat ons met mekaar kan praat oor die Here se koms. Dit bly ons tema en ons gebruik die woord as bron. Daarom haal ek voortdurend woord aan dat 'n mens nie of dat mense nie dink ons sê goed wat ons dink of vermoed of wat ook al nie. Ons vermoed partymal wel goed, maar dan sê ons dit. Mag die Here hierdie gesprekkie seën tot sy eer. Kom ons bid net saam. Here, baie dankie vir hierdie dag. Dankie vir die seën en die geleentheid waar ons kan praat oor u woord. Dankie dat u woord heilig is, dat u woord nooit verander nie en 'n ereplek sal hê in die ewigheid. Vader, ek dank u vanoggend dat ons u koms kan verwag met 'n begeerte, wil ek amper sê, en ons loof u daarvoor, en dat ons osself kan gereed kry om as bruid van die Here Jesus opgeneem te word en saam met hom te wees. Ek vra, Here, u wysheid oor vandag se gesprekkie en dat daar dalk 'n oog of 2 oopgaan vir nuwe dinge in Jesus se naam. Amen. So 'n paar weke terug het ons gepraat oor 'n hele paar dinge wat in die eindtyd gaan gebeur, onder andere onder die tema, wat weet ons van die millennium? Maar ek het so op my hart in die afgelope tyd, kom ons praat oor 'n paar vreemde goed van die millennium, wat miskien nie daar genoem was nie, en wat vir u en my belangrik is. Ons is op pad daar nie, ons is baie naby daaraan. As 'n mens neem dat die tyd wat die millennium vooraf gaan is net 7 jaar, dis die 7 jaar wat ons by die Here Jesus sal wees, ons gaan nou daarna kyk, maar wat nou gebeur is 'n regskuif vir die regering van die Antichrist op hierdie aarde, maar die Here kom ons haal, sê die woord, ons gaan vandag weer en meer daarna kyk. Vriende, Johannes 17 en 1 Tessalonisense 4 vers 17 beskrywe die wegneem van die bruid. Ek gaan dit nie nou herhaal nie, jy kan dit self gaan kyk. Johannes 17 beskryf hierdie feit dat ons by hom gaan wees waar hy is. Nou, hierdie hele ding dat ons opgeneem word vir een baie spesifieke doel, en dit is om die bruilof met die bruidegom te vier waar hy is. Daaroor is 'n misterie. Die Bybel sê niks daaroor eintlik nie, behalwe dat ons opgeneem word om te wees waar hy is. Maar hier onder op aarde, en daai 7 jaar wat ons daarbo by hom is, hier onder op aarde is hoofstukke in Openbaring oorgeskrywe, hoofstukke in die Ou Testament, verskriklike goed wat hier aangaan. So, daar's 'n misterie rondom hierdie wegneem na die hemel. En hoor dit nie so nie, want 'n huwelik op aarde is daar ook 'n stuk misterie. Hierdie twee mense kom by mekaar, en dan gaan hulle wat ons nou noem 'n honeymoon. So, kom ons sê dit in baie profane aardse terme, dat ons eintlik honeymoon hou in die hemel. Daar is geen Bybelse detail daaroor nie. Ons prys die Here dat sy weë volmaak is en dat ons daarna ook kan uitsien. Maar, dan kom ons af. Dan kom ons af saam met hom. En 2 wonderlike versies wat ek al 'n paar maal aangehaal het, wil ek net nou gou weer afhaal. Kolossense 3 vers 4. Wanneer Christus, wat julle lewe is, by sy wederkoms verskyn, sal julle ook saam met hom in heerlikheid verskyn. 1 Tessalonisense 3 vers 13. Mag hy julle geestelike lewe so sterk maak dat julle volkome in julle toewyding voor ons God en Vader sal staan, wanneer ons Here Jesus kom, saam met almal wat aan hom behoort. Kan dit duideliker gesê word? Ons kom saam met hom. Ons is 'n verheerlikte liggame. Vriende, nou vandag wil ek so 'n bietjie, miskien moet ek nog net hierdie een ding sê, ekskuus. Norman Geisler het gesê, before the tribulation, Jesus comes for the bride, later he return with his saints. So hierdie bride wat aardlinge was, word nou heiliges. En ons kom as heiliges saam met die Here Jesus, word ook in Openbaring gesê, om op hierdie aarde saam met hom te regeer vanuit Jerusalem. Dis 'n nuwe bedeling. Vriende, nou wat ons nou
moet verstaan dan, en dit is die eerste van 6 punte wat ek wil noem. Kom ons kyk net gou na die 6 punte. Dit beteken dat hier op aarde is verheerlikte en sterflike liggame of mense woon hierso. Die tweede ding, mense word steeds in sonde ontvange gebore. Dis nog nie die hemel nie. Die derde ding, Christus regeer met 'n eysterstaf. Ek het dit die vorige keer ook daaroor gepraat, maar dis belangrik om te weet. Dis iets snaaks. Dis vreemd op ons ore. Nommer 4, die Joodse feeste word steeds gehou, of van die Joodse feeste. Nommer 5, daar is steeds sprake van offers. En dan nommer 6, kyk ons hoe eindig hierdie millennium. So, ons kyk na 'n paar vreemde dinge in hierdie tyd. Nou die eerste een, soos ek gesê het, is die verheerlikte en sterflike liggaam op aarde. Ek lees vir u Sagaria 14 vers 16. Uiteindelik sal die vyande van Jerusalem wat die plaag oorleef het, elke jaar na Jerusalem toe om die koning, die Here die Almagtige, te aanbid en hittefees te vier. Vriende, wat gebeur hierso? Wat word hier gesê? Hulle gaan optrek na Jerusalem toe om die koning, die Here, te aanbid. Met ander woorde, daar's 'n koninkryk, 'n heilige koninkryk, saam met die heiliges, wat saam om die bruilof gevier het in Jerusalem. En die nasies kom dan om aan hom eer te bewys en die hittefees te vier. Jesaja 2 vers 2 tot 4, in die laaste dae sal die berg van die tempel van die Here die belangrikste plek op aarde word. Nasies sal daarheen stroom en baie volke sal kom en sê, kom laat ons na die berg van die Here gaan, na die tempel van die God van Israel. Daar sal hy ons sy weë leer, sodat ons aan hom gehoorsaam kan wees, want uit Sion kom die instruksies en die woord van die Here, uit Jerusalem. Die Here sal reg spreek tussen die nasies en dispute tussen hulle oplos. Hulle sal ploegskare maak van hulle swaarde en snoeiskerre van hulle spiese. Tussen nasies sal daar geen oorlog meer wees nie en militêre opleiding sal nie bestaan nie. Vriende, dit is die praktiese goedjies. Jesus regeer vanuit Jerusalem. Die nasies moet hom daar eer. Hy sal hulle daarvandaan leer. En dan gaan ek Jesaja 65 vers 20 lees, nooit weer sal 'n suigeling net maar 'n paar dae leef nie, daar sal nie grysaards wees wat nie hulle jare uitleef nie, iemand wat op 100 jaar sterf sal as 'n jong man geag word, iemand wat vroeër as 100 jaar sterf sal beskou word as 'n vervloekte. Met ander woorde, daar sterf steeds mense, daar is sterflike mense en ewige of dan nou heiliges op hierdie aarde. Vriende, die tweede ding waarna ek wil kyk is dat mense steeds in sonde ontvang en gebore word. En ek lees vir u Jesaja 66 vers 20 tot 21. Hulle sal die oorblyfsel van jou volk terugbring uit al die nasies na my heilige berg, as 'n offer vir die Here. Hulle sal ry op perde en waans, op draadstoele, muile en kamele. Net soos Israel voorheen gedoen het, sal hulle graanoffers in rein skottels na die huis van die Here bring, sê die Here. En ek sal sommige van hulle wat terugkom, aanstel as priesters en leviete. Ek, die Here, sê so. Ons leef op hierdie aarde, ons as heiliges, saam met sterflinge wat hierdie aarde gaan bewoon. Dit klink vreemd, my vriende, maar dit is Bybels en is presies wat gaan gebeur. Die derde ding waarna ek wil kyk is dat Christus met 'n eysterstaf regeer. Val vreemd op ons ore. Dit val regtig vreemd op ons ore, maar weet jy, daar is omtrent 5 keer in die woord word hierna verwys. Die eerste keer in Psalm 2. Dat die Here kom om met 'n eysterstaf te regeer. Onthou nou, ons is as heilige saam met hom, maar hier is mense oor hierdie aardbol wat hom nog nie ken nie, of wat nog nie voor hom gebuig het nie. So die Here kom in sy heerlikheid na Jerusalem toe, regeer in liefde oor sy mense. Hy doen vir hulle alles wat hy altyd wou doen, maar na buitentoe regeer hy met 'n eysterstaf.
Openbaring 2 vers 26 tot 27. Aan die een wat aanhou oorwin en eindtyd my werke praktyk maak, sal ek bevoegdheid gee oor die nasies. Hy sal die nasies met 'n ysterstaf regeer en hulle soos kleipotte stikkend breed. Vriende, dit klink vreemd, dis die vrederyk. Ons moet onthou, kom ons dink wat gaan nou aan. Hier's 'n wêreldwye opstand teen die Jode. Dit was vir millennia so. Miljoene is al doodgemaak. Hitler alleen het iets so 6 miljoen doodgemaak. Dit gaan weer gebeur. Daarom haat Jesus die mense wat sy volk vervolg. Vriende, en dit is onder andere om sy volk se lyding te wreek. Wat hy nou kom doen op aarde wanneer hy kom, is om vir die wêreld te wys hoe kon dit wees as hulle hom gehoorsaam was. En hy gebruik die Jode as 'n tipe van 'n voorbeeld, sodat die wêreld kan sien. Daarom moet hulle kom. Hulle moet 'n paar male jaar kom. Hulle moet kom saam aanbid. Hulle moet kom offer in Jerusalem, dat hulle iets kan ervaar van wat hy vir die wêreld wou wees toe hulle hom verwerp het. Esegiel 36, vers 36. Dan sal al die buurnasies wat oor is besef dat ek die Here die pynhope herbou het, die verlate landerye weer beplant het, want ek die Here dit beloof en ek sal dit doen. Hiervoor sal hy dieselfde krag gebruik as die waarmee hy alle dinge onder sy gesag gebruik. Die buurnasies wat oor is, moet besef wie Jesus Christus is. En interessant dat hy die term buurnasies gebruik. Kyk hoe is die buurnasies, die Palestynë, die Wesbankse mense, die Iran, Turkye, dis die ouens wat uiteindelik teen hom gaan veg en teen Israel gaan veg. Hy wil spesifiek vir hulle wys wie hy is. Sagaria 14 vers 17, enige nasie iewers in die wêreld wat weier om na Jerusalem te gaan, om koning, die Here die Almagtige te aanbid, sal nie reën kry nie. Hy oordeel hulle, hy kweek 'n gehoorsaamheid. Vriende, en dan die volgende een wat ek wil praat is 'n baie interessante een. Daar word steeds Joodse feeste gehou. Nou daar's baie ouens wat verskillend dink oor die ding, maar die ding wat vir my die meeste sin maak, is dat hierdie feeste, ons moet onthou die 7 feeste, die 7 Joodse feeste wat God afgekondig het, is almal wat vir Moses al gegee is almal profetiese goed. Van hulle het in vervulling gegaan, ander moet nog in vervulling gaan. Vriende, ek is nie 'n kenner op die feeste nie. Ek gaan eendag vir my vrou vra om weer oor die feeste met u te gesels. Sy het 'n skat van kennis en haar bestudeer in hierdie dinge. Wat hier gebeur, van die feeste word steeds gehou. Ek gaan nie op detail daarna in nie, kom ons kyk 1 Sagaria 14 vers 16. Uiteindelik sal die vyande van Jerusalem wat die plaag oorleef het, elke jaar optrek na Jerusalem toe, om die koning, die Here, die Almagtige te aanbid en om die Hittefees te vier. Vriende, dis so of God vir hulle wil sê, weet julle wou nie na my luister nie, maar nou gaan julle na my luister. Hulle moet na Jerusalem toe gaan, uit die aard van die saak glo ek, hulle sal wil gaan om die Hittefees te vier. En dan is daar nog een in Esegiel 45 vers 21, op die 14de dag van die nuwe jaar moet julle die Pasga vier, die fees moet 7 dae aanhou. Vriende, dit is Esegiel 45 beskryf die feeste wat in die nuwe tempel, in die Here Jesus se tempel gehou gaan word, en dit is wat daar gebeur, met ander woorde ook, dis in die millennium. Daar is ook sprake van nog offers wat gebring gaan word. Vriende, baie mense reken dat dit 'n terugwys is. Onthou, ons het hier te doen met 'n generasie wat hom verwerp het. Ek praat van die Jode. Vir 2000 jaar was hulle in ballingskap. Hulle het nie hulle feeste en hulle goed kon hou soos hulle het wou hou nie. Hulle was nie 'n tempel, nie. Asof die Here Jesus hulle nou wil voed met dit wat hy die vorige 2000 jaar van hulle weerhou het. Dit is nou maar my afleiding. Kom ons kyk wat gebeur. Die 5de een, vriende, is die offers word steeds gebring. En dis ek het nou melding gemaak daarvan,
Johannes 10 vers 16, ek besit ook nog ander skape, wat nie van hierdie kraal is nie. Ek moet hulle ook versorg. Hulle sal na my stem luister en hulle sal een trop wees met een herder. Wie is die ander skape? Dis nie Jode nie. Nou van ons is reeds saam met hom daar in verheerlikte liggame, maar daar's massas mense op die aarde wat moet leer van vooraf wie Jesus Christus is, wat uiteindelik ook skape gaan word van hom, of baie van hulle ten minste, en hom sal moet eer as die Messias. Vriende, en dan die laaste een is, hoe eindig die millennium? Ek lees vir jy Openbaring 20 van vers 7 af. Wanneer die 1000 jaar om is, sal Satan uit die tronk losgelaat word. Hy sal dan daarom uitwees om die nasies tussen die 4 hoeke van die aarde, die Gog en Magog te verlei, en om hulle te monster vir die oorlog. Getallewys is hulle so baie soos die sand in die see. Hulle het toe oor die hele breedte van die aarde af opgetrek, en die laar van hulle wat aan God toegewy is, en die geliefde stad omsingel. Daar het egter vuur van die hemel af op hulle afgekom, en hulle verteer. Is dit nie ongelooflik hartseer nie? Die mensdom wat vir 1000 jaar die Messias leer ken het vir wie hy regtig is, wat hom geëer het met offerandes, wat nie oorlog meer gemaak het nie, wat in vrede geleef het, wat die Here Jesus gesien opereer het soos hy hulle wil hê hulle moet leef, en soos baie van hulle waarskynlik gedoen het, kom die wêreld weer in opstand en gebeur hierdie baie hartseer ding dat hulle weer opstaan nadat die Here Jesus die Satan ontsluit het, hy het hom weer ontsluit en hy kom in volle mag. Hy weet dit is sy laaste kans en hy verlei weer miljoene mense. Uit die aard van die saak, die sterflikes, nie die onsterflikes nie, die heiliges, u en ek, nee. Maar ons sal sien hoe die Here Jesus dan uiteindelik finaal toetree en regmaak wat verbrou is deur die mense op hierdie aarde. Vriende, mag die Here in elkeen van ons so opgewondenheid bring oor hierdie woordjie. Ons sien uit daarna en ek sê weer, die millennium is so naby. Kom ons berei ons voor daarvoor. Ek dink dit maak die Here se hart ook bly. Die woord sê hy kom net die haal wat gretig uitsien as hy koms. Ek hoop almal van julle sien gretig uit soos ek. Dit is die ongelooflikste tye wat kom en ons gaan getuies wees daarvan. Here, baie dankie dat ons hierdie woordjie kon hê. Dankie Here vir die wonderlike voorreg dat u naam, die naam is bo alle name, dat voor hierdie naam ons eendag sal buig, dat hierdie naam ons bruidegom is en dat ons saam met hom sal belewe as hy beheer neem van hierdie aarde en in liefde teenoor sy mense en teenoor ons as sy heiliges regeer. Ja, met 'n eysterhand teenoor die wêreld, maar dis juis ook omdat hy vir hulle ook lief is en wil hê dat hulle moet draai na hom toe. Here, u is 'n wondergod in Jesus se naam. Amen. Vrede vir julle.